Ons tema vir vandag se program van Barakat is oor jeugmaand Junie en hoe ons jeug Afrikaans terug huis toe moet bring. Hierdie jaar 2026 is ons nou natuurlik 50 jaar vanaf die 16de Junie 1976 toe al die jong skoolleiers veral in Soweto moes nou saam gestaan het teen die apartheid regerings verskillende wette en ons gaan daaroor praat veral die miskien wat sal 'n bietjie ironies wees van hulle het mos nou teen Afrikaans gestaan, maar ons is hier om van Afrikaans te praat. Ons sal daardie gaan en 'n bietjie praat van hoe ons Afrikaans terug huis toe moet bring. Ek moet sê, ek is meer Afrikaans en nie noodwendig Afrikaansie, maar ons gaan lekker nou die middag nou lekker die praat met al ons gaste wat nou saam met ons is en ek hoop die geliefde luisteraar sal die program saam met ons die jong span vir vandag geniet inshallah. Saam met my in die ateljee weer is my geliefde broer Abdurrahman Petersen en ons sê vir hom assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah Abu Amir. Hoe vaar? Alhamdulillah, ons kan nie klaar nie, alhamdulillah. Is net bietjie koud in die bene. Net so, maar ons kap maar aan so sê, as maar die Afrikaanse Mengelse program met die jong mense vandag in alhamdulillah, net weer vir die geliefde luisteraar. My naam is Amir Adams. Ek is 'n student by die Universiteit van die Wes-Kaap, die UW so sê in die Kaapen, die Universiteit van die Wes-Kaapland en Abdurrahman alhamdulillah is by UCT, die Universiteit van Kaapstad. Aanlyn liefste het ons Sister Tasneem en later Sister Sumaya, maar vir nou, Abdurrahman, net vir die benefit van ons geliefde luisteraars, kan u jouself aanbied en oorgee vir die geliefde luisteraars. Wie is Abdurrahman Petersen? Hallo mense, my naam is Abdurrahman Petersen. Ek is 'n honors graduaat van EK, UCT, the University of Cape Town, uit die EGS fakulteit, so the Environmental and Geographical Science faculty. Maar buite daar is ek ook 'n erfenispraktisyn en 'n historikus. Aksantum, dis baie mooi en natuurlik is Abdurrahman nou baie reg vir hierdie program nou, veral in sy field van erfenis alhamdulillah. Ek is 'n student van politieke studies en ek lyk ook baie erfenis prate en daarom is ek hier vanaand of vandag lieweste, het lyk amper soos dit aan as ek kyk nou buite die venster hier, het lyk amper soos dit aan, maar dit is nou winter, so die daar is 'n bietjie kottere, is dit nie so nie? Fajr is nou latere en Maghrib is nou vroeëre en ons het 'n kottere program vanaand natuurlik, want die Bilal gaat bang was nou 'n bietjie vroeëre, maar aanleid het ons Sister Tasneem en ek dink Sister Sumaya inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah en welkom na die program. Alaikum, baie lekker om hier te wees, mashallah. Mashallah, dit is Sister Tasneem. Alaikum salam wa rahmatullah en dit is Sister Sumaya, al twee van ons geliefde sisters aanlyn. So Allah Ta'ala wil geheer het, die sisters is aanlyn en die man is hier binne in die ateljee, alhamdulillah. Sister Sumaya, ek dink Sister Sumaya is nou die eerste keer saam met ons, alhamdulillah, van Abdurrahman en ek, en Tasneem is nou al klaar, mense hier in die ateljee in. Maar vir Sister Sumaya, kan Sister Sumaya net 'n introduksie gee aan jouself vir die geliefde luisteraars? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, geliefdes. Ek is Sumaya Petersen en ek is al die pad van George in die Eden Sentraal Karoo, maar Kaap is my tweede huis. Ek is 'n taalnavorser, 'n onafhanklike taalnavorser. Ek is ook baie lief vir die kultuur, so ek sien myself as 'n kultuurbewaarder en dan natuurlik iemand wat ook veg vir Afrikaans en dan ook dan vir Afrikaans. En dan is ek ook iemand wat met leerders werk om weer ons taal in die lewe te hou en ook om die Cape Malay heritage aan die lewe te hou. So dit is wie Sumaya is. Mashallah, baie terima kasih Sister Sumaya en natuurlik ons geliefde Sister Tasneem Daniels. Assalamu alaikum, ek is dramaturg en joernalis in die Kaap, ek is ook 'n creative producer, alhamdulillah met 'n loopbaan en portfolio van 12 jaar.
Ek het vir Litnet geskryf, vir die Burger, die koerant ook geskryf en vir Suidooster en Milasbaks was of course my eerste toneelstuk en ek skryf nog altyd Love in a Time of Labarang Hajj en ek het ook project in development Flamenco à la Cape wat ek oor die in die volgende minute meer oor sal praat inshallah. Ek is baie happy om mee te wees. Happy Youth Day vir die hele Suid-Afrika inshallah. Inderdaad, Happy Youth Maand vir almal inshallah. Die jaar is dit mos nou 50 jaar vanaf die dag, die 16de Junie in 1976, toe duisende van skoolleiers in Soweto en Johannesburg nou vreedsaam teen die apartheidse regering se Bantu-onderwysing beleid betoog. En ons praat nou van Afrikaans en daarom het ek vroeër gesê, dat mag miskien soos 'n paradoks klink, of bietjie ironies, want ons praat van Afrikaans nou. Maar natuurlik vir ons, so ons gesê het, Afrikaans is part van ons identiteit, is die taal van ons ouers, ons voorvaders, en Afrikaans is 'n bietjie anderste vir ons, want ons praat nou van die Afrikaaps, is dit nie so nie. So ons is 'n lief Afrikaaps, ons voorvaders wat nou verband was vanaf Indonesië en daarna Indië, en baie mense dink dat ons Indian mense kan nie Afrikaans praat, hulle praat heeltemal Afrikaans en Urdu mos. En ons mense, ons praat mos nou Afrikaans, want dit was die taal van ons voorvaders, hoe hulle dien oorgegee het en so, en dit mos nou hoe ons is. En miskien praat almal nie nou suiwer Afrikaans nie, maar ons almal ken Kaaps. Ek dink nou aan van die Kaap en al die, op Instagram en al die Facebook pages en so, waar mense baie gay maak en tekeer gaat en so, en dit is al pad van die baraka van ons Afrikaans praat. Maar ek wil vra vir Abdurrahman nou wat in die atelier is, as ons nou praat van Afrikaans en hoe ons Afrikaans te huis toe kan bring. Hoe kan ons dit doen? Dis nou dieselfde vraag wat almal van ons nou moet antwoord in vanaand se program, of lieweste die middag se program. Vir my, die beste manier om Afrikaans huis toe te bring is te gebruik ons taal, Afrikaaps, Kaaps, Afrikaans, whatever you want to call it, gebruik het met jou vriende. My ouma en oupa grootjie het Afrikaans gepraat by die huis, en hulle het met my Afrikaans gepraat, of hulle het vir my in Afrikaans gepraat. Maar ek het nie beantwoord in Afrikaans nie. So hulle praat met my in Afrikaans en ek antwoord in Engels. So die verstand is daar so, maar die praat is nie. En so dit was 'n bietjie van 'n disadvantage, nou dat almal kan Afrikaans praat, my auntie en uncles en al die ouer mense in my familie, maar ek kan nie so lekker met hulle gesels nie. Maar nou met my generasie, with my generation, my age group, alles het by EK of my vriende of my neef of my niggie, ons is almal so. So nou is it's one must use one's own agency, and actually be active in trying to gebruik die woorde, gebruik tramakassie en gebruik die, hoekom is jy so, moenie so laggie en so aan, verstaan? Nou, inderdaad, baie mooi gesê daar by Abdurrahman. Vir Suster Sumaya en Suster Tasneem, hoe belangrik is dit vir ons om nou Afrikaans terug huis toe te bring, veral vir ons jong mense daar buite in ons gemeenskap? Sure. Ek sou sê dit is baie belangrik en ek praat nou as iemand wat in die klaskamer gewerk het. Dit is so kommerwekkend hoe ons taal besig is om uitgefaseer te word by sekere skole. Soos hier in die Eden Sentraal Karoo, in die Eden distrik is al reeds 2 skole waar ons Afrikaans sprekende kleintjies weggejaag is vanuit die skool, en die skool is nou heeltemal Engels. So ek dink om Afrikaans te behou is so belangrik, want daai kind se hele wese is Afrikaans. Ons wese, ons hele wese, wat ons doen, hoe ons speel, ons speel in Afrikaans. As ons koop ons in Afrikaans, alles wat ons doen is Afrikaans, en dit is so belangrik. Selfs as ons in gesprekke ook kom, ons het die geneigdheid, ek myself, sommige tye het die geneigdheid, as ek Afrikaans praat of Afrikaans praat, maar as ek tussen sekere mense kom, dan gaan ek sommer oor na Engels toe. En ek dink ons moet weer terugkom waar ons besef dit is my
tong is Afrikaans. En meeste van die tye praat ons Engels met mense wat eintlik Afrikaans verstaan. Dis nou 'n ander saak as dit nou familie is wat nie Afrikaans verstaan nie en jy moet nou Engels praat. Maar ons moet hierdie trots baie weer eens aantrek en sê, maar Afrikaans is my taal, maak nie saak wie of wat nie, ek gaan hom praat. Of jy nou verstaan of nie, ek gaan hom by my leer. So Afrikaans en Afrikaans is baie belangrik dat ons dit in stand hou, net ons as die jong mense. Ons is die mense wat die patroon moet oorvat by die ouere mense en dit vorentoe neem, deur dit gereeld te praat, deur dit uit te leef en ook natuurlik op sosiale media bloot te stel aan ander. Nee, definitief. En ek stem heeltemal saam van so die ons geliefde Muhammad Alexander Raham gesê het, mag Allah Ta'ala vir hom hopelik in die Jannah gaan. Hy nie te lang gelede gaan maar nie. Hy het ons gesê dat baie mense hou vir hulle wat hulle nie is nie. Ons almal ken dit. Is dit nie so nie? Ons wil vir ons meer posh hou en so, ons is Engels en so, maar die feit is ons is Kaaps en ons moet nie skaam wees, so sê in die Kaap en skaam is haram. Ons is wie ons is en ons moet praat hoe ons is. En Muhammad het natuurlijk ook die Afrikaanse Cape Muslim Vernacular boek geskryf mos en nie te lang gelede was ek nog daar by Sekkie Fight, ons maak toe af vir hom en al die mense wat ons erfenis saamgehou het vir ons as die jong mense en ons moet die nalatenskap aanhou inshallah. Maar vir Suster Tasneem, hoe sal u sê vir die geliefde luisteraars wat nou ingeskakel het, hoe belangrik dit is dat ons jong mense Afrikaans huis toe terug moet bring? So om Kaapstad en die Kaapse taal en die Cape Malay Kaapstaal in die sente altyd te sit is pad van my groot creative vision, alhamdulillah. My dramaturg loopbaan, my playwriting career, skryf ek stories met karakters wat Muslim Malay mense is, wat Malay Kaaps praat en so aan. Somtyds mengels, maar met 'n special focus ook op vroumense wat brein is, wat in Kaaps praat en so aan. Soos in my play Love in a Time of Labarang Hajj, het ek 'n special focus op Hajar alayha salam gesit, in parallel met 'n fictional character met die naam van Hajar Dramat in Lansdowne, Kaapstad, wat haar Hajj experiences reflect en so aan. So Labarang Hajj het mos by die mosque het as 'n play reading plaasgevind en my neef Mansoor Joseph het saam met my onlangs 'n Labarang Hajj performance feature met Salam Media en Joburg gedoen met Eid al-Adha. En currently is ek ook besig om 'n crowdfund te run om Flamenco à la Cape te doen, 'n musical documentary op YouTube Through the Eyes of Benjamin Kamruddin. Dis nou die grootste flamenco gitaris in Suid-Afrika. Die is nie 'n Kaapse taalprojek necessarily nie, maar ons gaan fokus op hoe Benjamin homself invent as 'n flamenco musician in die middel van 'n Cape Malay kwaai en klopse wêreld. Daar is ook 'n manier hoe ons Kaaps in die sente kan hou as ons net die mense van wie Kaaps praat ook in die sente van dinge sit. En dit gaan lekker van wees inshallah. So ja, ek hoop baie mense gaan die crowdfund support inshallah. Details is op social media en so aan. En ja, Benjamin is van die Kaap. Hy was gebore tydens apartheid en so aan. So daar is ook 'n manier om musiek te gebruik om Kaaps in die sente te sit inshallah vir legacy reasons, ja. Dis sal ek sê. Dis baie interessant Tasneem. Net 'n herinnering, u is ingeskakel op Radio 786 100.4 FM vir die program Barakat in samewerking met die Afrikaanse Taalraad ATR en Litnet. Net Tasneem, ek is beïndruk by jou die vorige ene Labarang Hajj. En dat dit in Muizenberg by die Mosque Theater plaasgevind het. En dit is die mense daar so is baie Afrikaans sprekend. So wat was die reception like in Muizenberg? Baie goeie reception, alhamdulillah. Dit was 'n diverse audience van 25 mense wat by die Mosque Theater toe gekom het, including ons geliefde Auntie Fatima Ali wat my champion vir die nag gewees het. Maar ja, jy's baie reg Abdudayan. Is nog altyd
hoe sê jy mense nou in 'n mooi manier. Die suiwer Afrikaans norms is nog altyd ook daar in 'n plek soos Muizenberg en hulle is ook hulle praat ook baie Engels en so aantes. So is nog altyd 'n nuwe ding om 'n Malay, proudly Malay, Cape Malay caps. Well, hulle skryf hulle praat nie eintlik caps in die plein nie, hulle praat mengels, maar hulle they are raised by a Kaap speaking community. So hulle praat ook Kaaps binne in die plei ook en dis 'n nuwe ding. The people in Muizenberg it was a first experience vir hulle en ek was baie proud and honored om dit te doen. Maar dit was the diversity projects soos hulle sê. Wat nou 'n label vir hulle gee vir ons die label as hulle nie van ons kultuur weet nie. As dit 'n first experience vir hulle is, dan hulle gee vir ons die label, a diversity, project. Maar alhamdulillah, 'n medium is 'n medium vir om ons culture te celebrate en die was nou die Maasfeeste in 2025 November, alhamdulillah. Alhamdulillah, mashallah. Inderdaad so. En vir Sister Sumaya, ek dink vir Sister Sumaya daar by George se kant het hulle nie soveel hierdie probleme wat ons hier in die Kaap het nie. Want ons het mos nou baie meer mense wat nou Engels praat en so en forced removals en daardie geskiedenis en so. Nou het ons mos nou 'n mengelmoes, ons het 'n hele mixbriani hier van tale hier in ons gemeenskappe in veral in die Kaap, maar vir die mense daar in daardie pad van die Wes-Kaap, hoe sal u sê dat die jong mense daar praat, of liewerste, wat is die situasie daar van jong mense in daardie pad van die Wes-Kaap? Praat meeste van die jong mense nog altyd in Afrikaans? Nou, definitief. Ek sal sê definitief Afrikaans. Ek sal sê dat George is 'n trotse plek van Afrikaansie is. Hier en daar is daar Engels waar hulle hom ingooi. Ons praat ons maar almal Engels. So maar Afrikaans, ons almal is trots Afrikaans en ek dink dit is hoekom ons so gegrief word as dit kom by ons skole wat Afrikaans heeltemal wil uitwaseer. George is definitief 'n plek waar Afrikaans nog voluit lewe. Die ATKV aan die brand in hierdie kant. En dan is daar nog mense soos myself, Beverly Makiali en nog ander mense wat veg vir Afrikaans hierdie kant. En dan hierdie projekte doen om Afrikaans reg te hou en om kinders te leer lees in Afrikaans en net om dit aan die brand te hou. Maar hierdie kant van die hele Eden distrik eintlik, die Garden Route is Afrikaans tot in die wildernis, tot in Plettenberg by ons almal is nog baie lief vir Afrikaans. Nee, dat is mooi so. En ek dink volgens die statistiek, ek moet net weer kyk, maar meeste van die Wes-Kaap se maintaal is Afrikaans, toe ek laaste keer gekyk het. En ek dink dit is nog altyd so, want ons het mos Afrikaans ons taal gemaak. Dis nie die taal van daardie mense, maar is ons taal, en dit is wat Afrikaans en Afrikaaps en die verskillende aspekte of maniere of strands van Afrikaans nou verskillend vir ons is hier in die Kaap, en dis nou pad van ons identiteit en dit is ons taal. Weer eens vir Abdurrahmani wil gevra het, jy het mos nou vroeër gesê van jou ouers en jou oupa grootjie en so, oupa grootjie soos sê mos nou direkte tajweed maar vir hom wat gepraat in Afrikaans en het nou vroeër iets baie belangrik gesê en dit is dat miskien kon jy nie nou reg Afrikaans praat nie, maar jy kon hulle verstaan. En ek dink dis nou meeste van ons mense hier in die Kaap en veral vir ons nou wat in die universiteite is en ons gaan nou na ons werkplekke toe en meeste van die mense praat Engels daar, nou moet jy mos nou vir jou so hou en wat. Maar hoe kan ons nog altyd Afrikaans inbring in ons praat en same ons mense, veral in vandag se tyd wanneer Afrikaans nou nie meer die main medium is van taal in ons gemeenskappe nie. Ek dink die eerste ding is ons moet 'n need hê, né? We must make that intention that hoekom bring ons Afrikaans binne in ons woordeskat, ons daaglikse praatjies, né? Is nie net want Afrikaans is hoe kan ek sê minority language around the world or something like that, or that has special interest, maar ons gemeenskap het Afrikaans gemaak. Ons voorouers wie nog slawe was, het Afrikaans gefashion en die
Hollandse taal en die Malayse taal en Portugese taal en die Khoi taal en al die verskillende tale saamgebring en Afrikaans gemaak. So Afrikaans is in ons bloed, is deel van ons tong. Al hoe hardloop ons weg van die Afrikaanse taal. So ek dink ons moet ons need, ons intention eers regmaak en dan ons kan sien in ons eie lewe as dit nou in akademie of net in 'n social setting of as ek nou 'n ouma is of 'n kleinkind of so, maar analyze positionality, right? I can't think of the Afrikaans. Let's add that to Mennos. Rondom jou. Yes. Ja. Die werklikheid. And then, look at that situation, kyk by die situasie en dan besluit vir jouself, hoe kan ek nou Afrikaans bring in my cirkel in? Ja. Inderdaad. Nee, ek Nou ook my laaste woord aan die jeug. Moet nooit skaam wees vir jou taal nie. Al sta jy voor 1000 mense, praat jou taal want dit is jou ma se taal. Inderdaad, so baie terima kasih vir Suster Sumaya Petersen en vir ons geliefde Suster Tasneem. Net om die punt nou reg in die grond in te sit, wil ek nou hierdie aanhaling sê van die Kaap. Ons almal ken ons van die Kaap op Instagram. Hulle het 'n baie humorous cartoon daarop met Krief en Boeta Miau wat gesê het en ek sê dit in Engels. Ek sê uitgelaat ook. Ja. In Engels. Ek's lief vir What? jou, joh. I say what is third in Kaap? I say dera. What would I say is daddy in Kaap? I say dera. What is through in Afrikaans? Dierie. What is animals in Kaap? Diere. And what would I say is doors in Kaap? I say diere. So nou vra hy, what would you say the Afrikaans, the Kaaps of daddy carries the animals through the third doors will be? En nou sê Boeta Miau, dera drari diere, dierie, dere, diere. Subhanallah. Wie sal die like sê? Die is wie ons is. Dit so. En dit is hoe ons Ek love Afrikaans en ons Barakat program nou afeindig vanaand namens ons geliefde Mashallah. susters Sumaya Petersen, Mashallah. Tasneem Daniels, my geliefde broer Abdul Petersen en myself Amir Adams. Dit was 'n eer om hier te wees vanaand. Saam met die geliefde luisteraar op die program Barakat op Radio 786. Ons sê vir julle in die taal van ons voorvaders baie terima kasih en vir die jeug daar buite, vir jeugman. Sama-sama. Hou aan met ons style Afrikaans, laat ons dit aanhou inshallah. Maar ons sê van ons kante, shukran en baie terima kasih.